Geliefdes, ek wil vanoggend met julle praat oor 'n onderwerp wat ek dink baie min aandag kry. Ek dink dis iets waaroor ons min lees. Dis 'n preke waarna ons min wil luister, maar dit vra iets van ons. Dit vra ons om te ontwikkel in 'n area. En ek wil vanoggend met julle praat oor ontwikkel vergenoegdheid. Ontwikkel vergenoegdheid. Filippense 4 vers 10 begin Paulus te skryf en ons haal gewoonlik vers 13 aan. Wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ons almal ken daai versie. Maar dit begin vroeër wat Paulus sê, hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waar julle ook gedink het, maar julle het nie die geleentheid gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word en ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hy praat hier oor die hele gedagte van om vergenoeg te wees. En ek het soveel gedink hierdie afgelope paar dae oor wat beteken dit om vergenoeg te wees. En ek het met twee gedagtes opgekom. Eerste plek beteken dit om versadig te wees. Dit beteken om 'n plek in jou lewe te vind waar jy versadig kan wees. Ek gaan nou my konteks verduidelik. En dan aan die ander kant het ek die woord tevrede gekry. Nou ons moet baie mooi onderskei vanoggend. Ek wil dit heel in die begin van die diens sê. As ons praat vanoggend van om vergenoeg te wees, beteken dit nie, ek sê nie ons moet lui wees nie. Ek sê nie ons moet nie na beter strewe nie. Ek sê nie ons moet nie vooruit gaan nie. Want Paulus, alhoewel hy gesê het, hy het geleer om vergenoeg te wees, het Paulus die meeste kerke geplant wat ooit geplant is. Paulus het die bekende wêreld van sy tyd geëvangeliseer. Hy het die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf. Hy het duisende mense na die Here toe gelei. So daar was geen lei haar op sy kop nie en hy was baie definitief deur ambisie gedryf. Maar te midde van dit beleef hy sekere seisoene. En hy sê hy het geleer om in alles vergenoeg te wees. Kom ons lees dit weer. Hy sê ek het geleer, onthou daai woord, ons gaan nou na dit kyk, om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek het geleer, dit praat van proses, dit praat van ontwikkel, dit praat van val en opstaan, dit praat van tyd wat moet verloop. Niemand van ons leer iets in 'n oomblik of in 'n minuut of in 'n uur nie. Nee, dis 'n proses. Vir alles dit kom by geestelike ontwikkeling, moet ons sekere dinge leer. Dit is 'n leefstyl wat ons moet aanleer. En Paulus, hy sê, ek het geleer, ek het ontwikkel in hierdie dinge. Ek was nie waar ek nou is nie, maar ek het iewers begin. En dit is belangrik vanoggend dat ons sal besef dat ek moet iewers 'n besluit neem en vir myself sê, okay, op grond van die woord van die Here en dit wat ek vanoggend gehoor het, maak ek 'n besluit om met die hulp van die Here te leer om vergenoeg te wees. Hy praat van alle omstandighede. Dan sê hy hierso, as dit goed gaan, as dit sleg gaan, as ek oorvloed het, as ek nie oorvloed het nie. Hy sê in alle omstandighede het ek geleer om vergenoeg te wees. Nou in 1 Timoteus 6 vers 6, luister net na hierdie belofte. Hy sê, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is groot wins. Hy sê die godsaligheid, die verhouding wat ek met die Here het, gekoppel met die proses wat ek geleer het om vergenoeg te wees. Hierdie twee kante van die muntstuk, sê hy, dis groot wins. Ek dink jy gaan verkeerd wees as ek vanoggend vir u sê dat ons lewe in 'n wêreld wat onvergenoegd is. Niks is net meer genoeg nie. Altyd meer, groter, beter. As jy met mense praat, al gaan dit deur die beste omstandighede, al ervaar hulle die beste dinge, al het hulle wonderwerke van die Here ervaar, is dit altyd, ja, maar. En dan kom daai onvergenoegdheid kom weer na vore. Daardie onvergenoegdheid van, dis net nie
genoeg nie. Dis net nie wat ek wil hê nie. As ek net dit kan bykry, as dit net kan gebeur, maar as ek net hierdie ding kan verander, daar's altyd, luister mooi, daar's altyd fout. Daar's altyd fout. En dit maak, as ek met daardie ingesteldheid, want dit is die ingesteldheid van die wêreld, as ek met hierdie ingesteldheid leef, dan veroorsaak dit 'n onvergenoegdheid in my. Dit is my so interessant, ek let nou al baie lank hieraan op, waar daar advertensies op die radio is, of op die televisie is, wat sê, weet jy verdien. En as ons daai woord hoor, verdien, dan gaan ons oortjies net so oop, ja, wat verdien ek? En dan praat van hierdie vakansie, of jy verdien hierdie motor, of jy verdien hierdie ding, of jy verdien daardie ding. Luister, daar is een ding wat die mens verdien, luister baie mooi, daar is een ding wat die mens verdien, en dis die hel. Dis al wat ons verdien. Alles anders is genade. Maar hulle kweek, die wêreldstelsel, luister my net mooi, die wêreldstelsel kweek by ons 'n bewustheid van onvergenoegdheid. Dis net nie goed genoeg nie. As ek net dit kan hê, of dit kan bykry, daar's net altyd daai leemte wat gevul moet word, daar's net nooit 'n tevredenheid nie, daar's net nooit 'n versadiging nie. Dit laat my, toe ek hier aan dink gister, dink ek, ja, onvergenoegdheid, as jy hom prakties verduidelik, kyk na 'n tienersseun. Hy staan nou van die tafel af op, ek het genoeg geëet, en 5 minute later sê hy in die kas, ma's iets om te eet. Kom aan ma's, is daar 'n paar van julle wat tienerseuns in die huis gehad het, dis nou die fisiese voorbeeld van onvergenoegdheid. Dit is net, daai leemte word dit nooit gevul nie. En ek en jy as kind van die Here moet baie versigtig wees, dat ons nie 'n lewe leef, wat deur hierdie wêreld vir ons geskep word as 'n voorbeeld, om onvergenoeg te wees nie. Want die oomblik, sê die Here, as ons 'n verhouding met hom het, godsaligheid, 'n verhouding met hom het, met vergenoegdheid, dan maak ons groot wins. Nie finansiëel nie, maar ons gaan vooruit in ons geestelike, emosionele en selfs fisiese lewe. Maar ons moet leer om vergenoeg te wees. En Paulus het deur 'n klomp goed gegaan. Hy sê, maar in al die omstandighede, nie in party nie, maar in al die omstandighede, het ek geleer om vergenoeg te wees. Nou, ek wil ons vanoggend leer wat dit beteken, wat dit behels, en wat ek moet doen om hierdie proses in die gang te sit, om vergenoeg te wees. Is jy reg daarvoor? In die eerste plek, verbly jou in die Here. As jy wat ek wil hoor nie, pastoor, dis wat dit behels vanoggend. Die eerste stap om vergenoeg te wees, is om my blydskap in die Here te vind. Hy sê Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, hy wil klem daarop lê. Hy sê verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed, smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, kyk hierdie proses, kyk hierdie leer, hierdie ontwikkel wat plaasvind. Hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en julle sinne bewaar in Christus. Julle sal vergenoegd wees. Wat is eintlik wat dit is? As ons in die vrede van die Here kan lewe in alle omstandighede, dan is ons vergenoegd. Ek sê weer eens, dit beteken nie dat ek nie hard leer op universiteit of op college of waar ook al is. Dit beteken nie dat ek nie hard werk om verhoging te kry. Dit beteken dit niks daarmee te doen nie. Dit beteken net om in alle omstandighede daardie vrede van die Here te kan hê, om te kan weet die Here is met my, die Here is by my, die Here het my lief en hy sorg vir my. En dan vind ek my blydskap in die Here. Nou kom ons kyk net gou na so 1 of 2 voorbeeldjies. In die eerste plek, verbly jou in die woord van die Here. Hy sê in Psalm 19 vers 9, die bevele van die Here is reg, hulle verbly my hart. Vir 'n tiener verbly hom net as hy 'n nuwe selfoon kry, en vir ons manne, ons is net bly as ons 'n nuwe Ranger kan kry. Come on manne. Dit is wat ons sê, as ek nou vir jou volgens sê, wat sal jou die blyste maak? Dan gaan ons na die materiële toe. As ek net dit kan kry, as ek dit kan kry. Maar die Bybel leer vir ons vanoggend dat ons vergenoegdheid begin deur ons blydskap in ons verhouding met die Here te kry. En ek weet dis nie wat jy wil hoor nie, maar vanoggend dit is wat vergenoegdheid bring. Dit is wat my op die pad van wins bring, as ek leer om vergenoegd te wees in die Here. Met ander woorde, om my blydskap in die Here te vind, en in hierdie geval blydskap te vind in sy woord.
Jy kan te neergedruk voel, maar as jy 'n paar psalms gelees het, dan ontstaan daar iets in jou hart van vreugde en blydskap, want jy weet die woord van die Here is waar. Jy sien dit nog nie, maar jy weet is waar, en dit bring die moontlikheid en die hoop van verandering wat kan plaasvind. Verbly jou in wie die Here is. Psalm 91 vers 2 sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ek is gisteraan so aan hierdie ding gedink, om my te verbly wie die Here is. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die onderhouer van alle dinge. Hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit klaar maak. Hy is my rots, my vesting, my veilige vesting, die God by wie ek kan skuil. Dis wie die Here is. En ek verbly my vanoggend in die feit dat hy nooit verander nie. Dat hy dieselfde is gister en vandag en tot in al die ewigheid. Dat 'n veel op 10.000 heuwels aan hom behoort en dat hy in al my behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ek verbly my daarin. Ek kan my vanoggend dalk nie verbly in 'n chequeboek nie. Ek kan my nie verbly vanoggend in mense se vriendskappe nie, maar ek kan my vanoggend verbly in die Here. Hoekom? Want hy verander nooit. Ek sê hy verander nooit. So ek kan my blydskap vanoggend in hom verbly jou in die Here. Verbly jou in wie hy is. Jy weet ek gebruik altyd daai voorbeeld. Jy sal weet van Dawid dat in die begin van sy ek wil amper sê van sy lewe, van sy bediening, toe hy Goliat verslaan het, sê hy vir Saul, die God wat my verlos het van die leeu en die beer, sal my verlos van hierdie onbesnede Filistyn. Maar op die einde van sy lewe, as hy met Salomo praat, sy seun praat, dan sê hy, die Here God, my God. Daar het iets plaasgevind, daar het verskywing plaasgevind van 'n persoonlike verhouding. En dit gebeur wanneer ek myself verbly in die Here. Wanneer ek mediteer, wanneer ek nadink oor wie die Here is. Wat sê die Bybel van die Here? Al die skrifte wat oor die Here gaan, daar's duisende skrifte, maar gaan kryf jou 'n paar en sit hulle iewers langs jou bed op 'n kaartjie en dan voor jy gaan slaap, gaan vat dit een en gaan begin dit voor jy slaap. Dink net aan wie die Here is. Verbly jou in wie die Here is. Tweede plek, verbly jou in sy woord. Dit verbly die hart. En nommer 3, verbly jou in ander se blydskap. Verbly jou in ander se blydskap. Filippense 2 vers 18, hy sê, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Paulus sê, julle moet saam met my bly wees. Luister, het jy agtergekom dat ons kan nie meer bly wees saam met ander mense nie? Want ons is jaloers. Kom maar, ek praat vanoggend eerlik met u, rondom vergenoegdheid. As iemand anders iets gekry het, in plaas daarvan om bly te wees saam met daai persoon, is ek jaloers, maar hoekom gee die Here dit vir daai en nie vir my nie, maar ek kom die beginsels na en daai persoon dien nie eens die Here nie en daai persoon kom nie kerk toe nie, bla 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 bla. En ons is besig om onvergenoeg te wees in plaas daarvan om bly te wees saam met die wat bly is, sê die woord van die Here. En daardeur word ek vergenoegd. Dit maak die deur oop tot wins en dan kan die Here aan my behoefte voorsien. Maar ek is onvergenoegd en dit sluit die deur vir die wins. Dit sluit die deur vir die groei wat plaasvind in my lewe. Ek is so dankbaar as ek hoor dat dit goed gaan met iemand. As ek iemand vra wat in besigheid is, hoe gaan dit? Hy sê hy is besig, en sê ek is wonderlik. Ek is so bly jy is besig. Hoekom? Ek verbly my in sy of haar vooruitgaan. Dis iets wat jy moet aanleer. Dis nie iets wat outomaties kom nie. Die vlees is jaloers. Die vlees gun niemand niks. Dis die vlees. Maar ek wandel nie na die vlees nie, ons wandel na die gees. En in die gees is ek bly saam met die wat bly is. Julle manne wat saam met my visvang sal weet, ek is meer opgewonde as iemand 'n visvang is as wat ek self een vang. Ek is opgewonde, ek is bly saam met daai persoon. Dit bring iets in jou hart, dit bring 'n vergenoegdheid in jou hart wanneer jy bly is saam met die wat bly is. Nommer 2, leer om dankbaar te wees. Luister my woordkeuse, leer om dankbaar te wees. Weereens ons bly in 'n onvergenoegde en 'n ondankbare wêreld. Het jy agtergekom en let bietjie op daarna, hoe min mense sê nog dankie. Let bietjie net op daarna. Dit is vir my verstommend om te sien as jy vir iemand iets gedoen het, om net goeie maniere is net om sê baie dankie. En dit gebeur eenvoudig net nie meer nie. Hoekom? Want ons mense is so onvergenoegd. Ja, jy het dit vir my gegee, maar jy moes dit vir my gegee het. Dis daai onvergenoegdheid, dis net nooit genoeg nie. En wanneer ek leer om dankbaar te, praat ek met die regte mense volgens. As ek leer om dankbaar te wees in die klein dingetjies. Ons praat net daar agter en let klem op daardie klein wonderwerkies, daardie klein dingetjies en as jy begin om op te let na daai klein goedjies en die Here dankie te sê vir daai klein goedjies, geliefde, daar gebeur iets in jou lewe. Daar kom 'n vergenoegdheid, daar kom 'n verwagting, daar kom 'n blydskap, daar kom 'n ervaring van die teenwoordigheid van die Here, want jy sien die Here raak in
elke omstandigheid. Wat het Paulus gesê? Hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees in elke omstandigheid. As jy vanoggend net dankbaar is in die klein goedjies, nie die groot goed nie, in die klein goedjies, gebeur daar iets, en ek praat uit ondervinding van jare se oefening. Ek leer, ek ontwikkel daarin, nou vir jare, om net bewus te raak. Vra die Heilige Gees, maak my bewus van daardie klein wonderwerkies. Maak my bewus van die klein goedjies waaroor ek moet dankbaar wees. Daai klein dingetjies. Jy weet, ek sê altyd, en dis net wat ek van my oupa geleer het, om dankbaar te wees as jy nog kan eet. Dit klink vreeslik en ons aanvaar dit so as, jy moet mos eet, maar weet jy hoeveel mense is daar vandag wat so graag net ietsie sal wil eet, maar as gevolg van 'n allergie, of as gevolg van een of ander mediese probleem, kan hulle net eet wat voorkom, soos ek en jy daar kan doen. Daai voorreg om dit te kan doen. En weet jy, as ek lekker geëet en sê ek, Here, dankie, dat ek lekker kon eet vandag. Net, of het nou 'n stukkie brood is, en of het nou braaivleis, wat ook al het mag wees, net, as jy net lekker geëet het. Kyk, jy bederf my met 'n broodjie, met grommetjie botter en stroop, of dan nou 'n vye jampie, as daar is. Jy bederf my, en ek kan hom so lekker smil daaraan, en hom geniet, en sê, Here, ek het lekker geëet. So is nodig vir hierdie verskriklike bord kos nie, maar ek wil vir jou iets oorbring van die eenvoudige dinge, om te leer om dankbaar daarvoor te kan wees. En jou dank teenoor die Here te betuig, en jou dankbaar teenoor mense te kan betuig. Ons doen dit te min. En dit maak ons onvergenoeg. Dit beïnvloed ons, dit beïnvloed nie die ander persoon nie. Dit beïnvloed ons, dit maak ons onvergenoeg. Hy sê hierso, in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus oor julle. Wees in alles dankbaar. Nou ons herhaal dit altyd, ons sê nie, die Bybel sê nie wees dankbaar vir alles nie, maar ons kan dankbaar wees in alles. Vir wat? Ek is dankbaar dat die Here in beheer is. Einde van die storie. Ek is dankbaar dat die woord van die Here waar is. Maak nie saak of dit goed of sleg gaan nie, God bly dieselfde, sy woord bly dieselfde, sy gees woon in my, sy beloftes is ja en amen. Hy is die goeie herder. So daai goed verander nooit, en dit is daaroor en vir dit wat ek dankbaar kan wees. Hy sê in Kolossense hoofstuk 3 vers 15, hy sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Opdrag. Wees dankbaar. Maar ek leer dit, ek ontwikkel daarin. En hoe meer dankbaar ek is, hoe meer vergenoegd raak ek. Mense, ek kan jou waarborg, gaan toets dit. As jy jouself in die Here kan verbly en leer om dankbaar te wees in die klein goedjies. In die klein goedjies. Wees dankbaar. As iemand vir jou sê jy kan voor by die deur uitstap, sê dankie. As iemand vir jou iets aangee, sê dankie. Leer net dit in, leer dit net weer. Ek wil amper sê leer dit weer op 'n bietjie goeie maniere vir 'n slag. Sê net dankie. In Hebreërs hoofstuk 12 vers 28 sê daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. Waarvoor? Vir die koninkryk van God. Die Bybel sê vir ons dit het God behaag om die koninkryk aan ons te gee. Omdat ons die koninkryk nie verstaan nie, weet ons nie hoe dankbaar ons daarvoor moet wees nie. Maar ek en jy kan vanoggend dankbaar wees omdat die Here sy koninkryk, sy heerskappy, sy gees aan ons gegee het. En ons kan dankbaar wees daarvoor, maar ek moet bewus raak. En ek dink daar lê die sleutel weer een, soos ek baie van praat, van daardie bewustheid. En miskien moet ek vra, Here, maak my net bewus van wat U alles vir my doen. Maak my net bewus van dit waarvoor ek dankbaar kan wees. Daardie klein, maak my net bewus. O, nee, die Heilige Gees sal jou help. Die Here is altyd goed, as jy nooit verlaat nie. Sy genade is elke dag nuut. Hy gee jou vergifnis. Hy het jou skoon gewas deur sy bloed. Jy is 'n kind van God. En so kan jy aangaan vanoggend. Dis die Here, dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Dankie daarvoor. Ek maak op hierdie stadium maak ek 'n punt daarvoor om die Here elke oggend te sê, Here, dankie dat U Heilige Gees in my woon, dat ek die tempel kan wees. Jy begin amper 'n gewoonte maak daarvan. Maar met bewustheid, as jy hoor wat ek sê. En jy begin dankbaar, dit sê, Here, dankie. Dis iets wat in jou gebeur. Nommer 3, en hierdie is my belangrik, leer om te fokus op dit wat saak maak. Ons kan so fokus op dinge waaraan ons niks kan doen nie. En ons kan so kla oor dinge wat ons nie kan verander nie. Leer om te fokus
op dit wat saak maak. Paulus sê in Filippense 3 vers 14, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, ek jaag, luister baie mooi, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hierdie klink vir my na 'n ou wat gefokus is. Op 'n ander plek praat hy en hy sê ek slaan nie soos iemand wat in die lug slaan nie. Ek is doelgerig om die prys te kan hy was doelgerig, hy was gefokus. Geliefdes, elke advertensiebord wat jy ooit sien op jou foon langs die pad, is net om jou aandag te trek. Dit soek jou fokus. Fokus hierop, dis belangrik. Fokus hierop, dis wat jy nodig het. Fokus hierop, want dit is jou lewe volmaak. Fokus hierop. En ek en jy moet leer om te fokus op dit wat saak maak. Jy weet, toe ons laasweek langs Louise bed staan en ons besef, dis die einde, dan besef mens net, maar al hierdie ander goed maak nie saak nie. Al wat saak maak is, het ek 'n verhouding met die Here, sodat as dit ek was wat na die bed gelê het, dat ek na die Here toe kan gaan. Dis al wat saak maak op die einde van die dag, is my verhouding met die Here, en wat ek nalaat vir my nageslag. Dis al wat saak maak. Al hierdie ander goed, hierdie ander dinge waaroor ons so bekommerd is, wat mense dink, wat mense sê, al daai dinge, gaan net verby. Maar as jy so lank 'n siekbed staan, dan besef jy, weet jy, maar al hierdie dinge maak eintlik glad nie saak nie. Ek sê nie, dit is nie belangrik nie, ek sê net, dit moet nie my fokus word nie. Sekere dinge steel net my vreugde, dit is nie belangrik nie. As jy nie op iets fokus spesifiek nie, word alles eintlik dof. Kan ek dit weer sê? As jy nie op iets fokus nie, word alles eintlik dof. Maar as jy op iets fokus, word alles rondom jou dof. Ons moet so belangrik vanoggend om te fokus op dit wat belangrik is. En wat my belangrik is dalk nie vanoggend vir jou belangrik nie. En jy moet in jou hart uit, wat is vir my belangrik? Wat maak regtig saak vir my? En dit moet jy jou fokus maak in die koninkryk van God. Spreuke hoofstuk 4 vers 25, hy sê, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Laat jou oë reguit kyk. Fokus op dit wat saak maak. Daarom sê Jesus, hy sê, julle soek baie dinge, julle fokus op baie dinge, hy sê, maar een ding is nodig, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg. Dit gaan alles oor fokus. In my werk, in my skool, in my universiteit, in my besigheid, waar ek ook al is, in my huis, as onderwyser, waar ek ook al is, doen wat jy doen, gefokus. Jy weet, ek luister na 'n boodskap, en net in kort praat die ou oor, hy sê, alles wat jy doen in woord of in daad, doen dit in die naam van Jesus Christus. Dit klink vir my gefokus. Daar's een doel op die einde van die dag, en dis wat ons moet nastreef. As ek dit nie doen nie, dan raak ek onvergenoegd. Lukas hoofstuk 14 vers 28, hy sê, want wie van julle wat 'n toring bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, of hy die middele het om dit uit te voer nie. Dit praat van fokus. Jy spring nie net in 'n ding in nie, jy beplan 'n ding, jy fokus op 'n ding, jy doen wat die Here wil hê jy moet doen in 'n gegewe situasie en in 'n gegewe oomblik. Nommer 4, leer om vergenoegd te wees. Daar kom ons uiteindelik by dit uit. So eerstens, leer om jou te verbly in die Here. Tweedens, leer om dankbaar te wees. Derdens, leer om gefokus op dit wat saak maak. Nommer 4, leer om genoeg te wees. Nou luister wat Paulus sê in Filippense 4, ons geleesde gedeelte is, hy sê, nie dat ek dit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Nou ek wil net vir 'n oomblik daar stop. Ek moet vanoggend, dis iets wat ek moet leer, wat ek moet aanleer. Ek sê weer soos in die begin, dis nie iets wat outomaties kom nie. Dis 'n proses wat ek moet volg. Dis sekere stappe wat ek moet doen, en ek gaan val en ek moet opstaan, en ek gaan val en ek moet opstaan. Later gaan ek dalk minder val en meer opstaan, maar dis 'n proses. Maar wat gebeur as ons hoor so 'n boodskap, ons maak 'n besluit dat ons gaan leer in 'n sekere area, dan probeer ons dit vir 'n dag of vir 'n week, en dan voel ons maar dit werk nie. Nee, hou net aan. Hou net aan daarmee. Jy die toerusting, hou net aan daarmee. En ons gaan nou sien, ons doen dit nie in ons eie krag nie, maar kom ons gaan net aan. Hy sê, ek weet om verneder te word en om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Leer, onderrig. Hy sê, ek is in alle dinge en in alle opsigte is ek onderrig om vergenoegd te wees. Om vergenoegd te wees. Om vrede van die Here te beleef waar ek is.
Filippense hoofstuk 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Deel van hierdie proses van vergenoegdheid is om die woord van die Here te bely oor my lewe, om te verklaar dat ek is 'n kind van die Here en my God sal in elke van my behoefte vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Om te verklaar, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek kom niks kort nie. Om dit te verklaar, om dit te bely. Nou is ek besig in die proses om te groei. Ja, ek gaan val, maar ek gaan weer opstaan. Ek gaan moeg word, maar ek gaan weer krag kry en ek gaan aangaan om hierdie ding te doen tot ek op 'n dag sien, na 6 maande, na 'n jaar, na 2, na 5 jaar, maak nie saak. Op 'n stadium gaan ek agterkom, maar ek het geleer om vergenoegd te wees. Ek wens baie keer daar was net 'n wenstreep. As mens net weet ek het dit nou gemaak. Jy weet, ons soek ons wil groei in 'n area net om te weet jy, hier is die streep en as jy oor hierdie streep is, het jy dit gemaak, dan het jy dit nou vervolmaak. Maar daar is nie so iets nie. Paulus sê ek sê nie die goed asof ek volmaak is nie, maar ek strewe daarna. Dit het hy gesê op die einde van sy lewe. So dis altyd 'n proses, is altyd iets waarin ons moet groei. Maar wees versigtig kerk, en ek waarsku jou vanoggend teen hierdie wêreld wat ons so breinspoel om onvergenoeg te wees. Om altyd net meer en meer en meer en groter en sterker en vinniger en dan moet nee, leer om vergenoeg te wees. En ek het agtergekom, wanneer jy leer om vergenoeg te wees, dan kom die Here en hy gee die begeertes van jou hart. Maar eers wanneer jy vergenoegd is. So leer, groei in hierdie ding. En dan die goeie nuus is nommer 5, doen dit in die krag van die Here. Ek is so dankbaar vanoggend, ek hoef dit nie te doen in my eie krag nie, want Paulus sê in Filippense 4 vers 13, nadat hy gesê het, ek het geleer om vergenoeg te wees, sê hy, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat, ek is vanoggend in staat om te leer en te ontwikkel in vergenoegdheid, omdat Christus my die krag gee. So, nou, dit beteken, dat ek 'n besluit moet maak. Ek moet 'n besluit maak, sê, Here, ek het vanoggend gehoor, dat 'n verhouding met U plus vergenoegdheid is groot wins. Geestelik, emosioneel, finansiëel, in verhoudings. Here, dis wat ek begeer. Ek wil dit beleef. Ek wil daardie vrede van U beleef. So dis die eerste stap. Ek maak 'n besluit. Tweedens begin ek om hierdie beginsels toe te pas. Om my te verbly in die Here. En partykeer gaan ek dit reg kry, partykeer gaan ek dit nie reg kry nie, maar ek hou aan daarmee. Leer om dankbaar te wees, leer om gefokus te wees op dit wat saak maak en leer om vergenoeg te wees. Dis 'n proses wat ek moet deurgaan en ek doen dit, dank die Here, ek doen dit met die hulp van die Heilige Gees. Die een wat vergenoegdheid geskep het. Ek vra Heilige Gees, help my. Help my om vergenoeg te wees in elke omstandigheid. Jy sien, ek wil hê jy moet vanoggend die gewoonte aanleer om te doen wat ons vanoggend gesê het. Maar as jy dan in 'n sekere situasie kom wat jy voel, jy is onvergenoegd. Miskien moet ons die Heilige Gees vra om ons attent te maak op tye en geleenthede waar ons onvergenoegd voel. Want dit is 'n gevoel. Ek voel onvergenoegd. Ek besef dit nie, maar ek voel onvergenoegd. Om die Heilige Gees te vra om ons attent te maak wanneer ons onvergenoegd voel en dan om te vra om ons te help om in alles vergenoegd te wees. Maar ek doen dit deur my te verbly in wie die Here is. Sy woord, sy beloftes en my te verbly in ander se blydskap. Tweedens, leer om dankbaar te wees in die klein dingetjies. Nommer 3, leer om gefokus te wees op wat saak maak. So baie dinge is so onnodig. En dan leer ek daaruit om vergenoegd te wees. Ek doen dit in die krag van die Here. Ek is so dankbaar, niks in die koninkryk hoef ek alleen te doen nie. Ek het altyd 'n helper. Die Heilige Gees is daar om ons te help, om ons toe te rus, om ons te help. Maar ek moet myself aan hom oorgee om dit te doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vanoggend dat ons hierdie besluit kan neem. Sê Here, ons wil mense wees wat gesien word as vergenoegd. Here, in oorvloed en in tekort. Wanneer dit goed gaan en wanneer dit nie goed gaan, Here, wil ons mense moet sien dat ons vergenoegd is. Maar ons kan nie in ons eie krag nie. En daarom dank ons U vanoggend dat Jesus Christus deur sy Gees in ons woon en ons die krag gee om dit te kan doen. Ek bid vanoggend dat U ons sal help, Here, om vanoggend ons lewens in te rig en aan te pas volgens hierdie 4 punte, Here, sodat ons kan leer
om vergenoeg te kan wees in elke omstandigheid. En ons eer die volgende dag voor Here in Jesus naam. Amen en amen.